Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Stanley. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Stanley op die Dak Facebook radiostasie. Ek is gerus, ek wil sing. Waak op, hart en sieter. Dag word wakker. Ek wil U loof, o Heere. Sing tot U eer. U goedheid is groot boor die hemel uit. U trou tot by die wolke. Verhoog is U boor die hemel. U heerlikheid is boor die aarde. Dat die wat U dien gered, word verlos deur U hand. Hoor ons, ek wil U loof, o Heere. Sing tot U eer. U goedheid is groot boor die hemel. U trou tot by die wolke. U het gespreek, ek wil jubel. U verlos ons van die bose, om te oorwin in U. Ek wil U loof, o Heere. Sing tot U eer. U goedheid is groot boor die hemel. U trou tot by die wolke. Ek wil U loof, o Heere. Sing tot U eer. U goedheid is groot boor die hemel. U trou tot by die wolke. Goeiemôre en hartlik welkom. Jy is ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie vanoggend. En wat 'n opgewondenheid om so uit die psalms 'n lied te hoor en die naam van die Here groot te maak. Nou hierdie is die stasie waar jy aanmoediging en bemoediging en lering kry om jou dag in te gaan, om die tyd uit te koop voordat jy hierdie dag kan ingaan. Nou ons program gaan vanoggend oor die lees van die Bybel en dan gaan ons ook na musiek luister. Wat 'n heerlikheid is dit nie om so die dag te kan begin. Ons hoor by ons luisteraars, hoor by ons broers, susters, gemeentelede, hoe jy jouself ook al wil noem en sien. Dis so 'n heerlikheid terwyl hulle die oggend klaarmaak om so die woord van die Here te luister en dan ook so bemoediging te kry ook deur middel van die musiek waarmee saam gaan. Nou ja, ons het al oor die 250 liedjies wat ek en my vrou al saam geskryf het, kinderliedjies, volwasse liedjies, die meeste gaan natuurlik oor die gewone liedjies en hulle is beskikbaar op YouTube, op Telegram, op Facebook, op TikTok, so daar's verskeie platforms hoe jy by die musiek kan uitkom, by ons boodskappe kan uitkom, so asseblief kontak ons en dan kan ons hier die nodige rigting gee vir wat jy, dit ook al, vir die platform wat jy ook al verkies om te gebruik. Omdat het ons Telegram channel ook, waar ons ook die video en die audio van ons boodskappe oplaai, wat ons ook uitsaai. So ook op YouTube, ons het 'n Telegram groep waar al ons musiek op is, dan het ons 'n TikTok channel waar al ons musiek op is, kinderliedjies, gesigstories. So ja, kontak ons as jy meer by die bediening wil betrokke raak en wil uitreik en hoor wat ons sê en waar ons uitsaai en waar ons kennisgewings opsit en so aan. Ons natuurlik ons, soos hulle sê, jou daily driver, dit wat ons daagliks gebruik, om met u kontak te hou, inligting te deel, links te share,
is op ons WhatsApp channel. So as jy nog nie op die WhatsApp channel behoort nie, asseblief kontak ons en ons kan vir jou die nodige skakel stuur ook daarvoor. Maar nietemin, goeiemôre, ek sien almal is al lekker wakker. Party lê seker dalk nog in die bed en die ander is besig om gesig te was en te skeer en aan te trek, maar nietemin, jy's ingeskakel by die radiostasie van goeie nuus van ons Here Jesus Christus, dat hy opgestaan het uit die dood en die dood oorwin het, en so kan jy jou lewe en jou hart ook met hom regmaak, sodat jy ook vrede in jou siel kan kry. Ek lees gister weer so die skrif, dat hy het gekom, dat ons vrede in ons siel kan hê, jy wat vermoeid en belas is. Bring jou las na hom toe, en hy sal rus gee vir jou siel. Daai rus is Sabbat, dis die Hebreëse woord is Sabbat. So dis al wat Sabbat is, en in die Ou Testament het hulle dit gemanifesteer, week na week op feeste, Sabbat dae, fisiese dae, wat gegeld het volgens die Ou Testamentiese wet, wat hulle in elk geval nie volbring het nie. Jesus het gesê, nie as julle priesters volbring die fisiese wet nie. So ja, die mens wil gaan stilstaan by 'n Sabbat, by 'n spesifieke dag, jy moet daai dag kerk toe gaan. Dis nou 'n spesifieke dag, van dit is 'n Sabbatdag. Nee, dit is nie 'n Sabbatdag nie. Dis maar net nog 'n dag, van die woord van die Here leer vir ons. Ons het nie nodig om die een dag hoër te ag as die ander dag nie. Maar wanneer jy ware Sabbat wil hê, wanneer jy ware rus wil hê, dan moet jy na hom toe kom, wanneer die sonde en die wêreldse sorge, probleme veroorsaak onrus in ons. En in die Ou Testament het hulle die hele tyd gemanifesteer. Ja, ons kan dit permanent in ons hart hê. En as daai onrus kom, as daai ongeregtigheid kom, daai dinge wat jy so omkrap en ongelukkig maak, dit gebeur met elke kind van die Here, jy is nie uitgesonder nie. Maar dan het ons 'n voorspraak by die Vader, naamlik die Here Jesus Christus, wat ons middelaar is. Halleluja, hy het sy lewe kom gee, hy het geoffer, hy het die Satan kom oorwin, het die onrus van sonde, want toe die Adam en Eva in die begin gesondig het, toe daar moeite in hierdie wêreld gekom. Die woord van die Here sê, en die aarde was vervloek geweest. Selfs Noag se pa Lamech het gesê, die aarde wat God vervloek het. So hulle het verstaan, die sondeval het hierdie moeite vir 3 dorings en dussels na vore gebring. Dit het die hele biologiese samestelling, as ek dit so kan stel, van die oorspronklike perfekte hemel en aarde het dit verander. Sonde het kom bevlek, dit het alles kom verander. En daarom gaan dit nie meer oor die aardse nie, dit gaan oor die hemelse, dit gaan oor die siel, dit gaan oor die innerlike waar jy moet rus kry. In God se koninkryk is daar rus. Prys die naam van die Here, want daar is nie sonde nie, daar is nie ongeregtigheid nie, daar is nie boosheid nie, daarom is daar rus, want dit is so stryd wat ons elke dag het, teen die bose natuur in ons, teen die bose geaardheid in ons, wat nog in ons is. Die woord sê vir ons, daar is nog 'n vlees in ons, en die vlees en die gees staan elke dag teenoor mekaar. Daarom kan julle nie meer doen, en mag julle nie meer doen, wat julle wil nie. Want ons moet uitvind, hoe is God in rus? Hoe is Jesus in rus? Hoe is die engele in rus? En ons moet by hulle uitvind. Ons idee van rus is om agteroor te sit en TV te kyk, of sport te doen, of te ontspan op 'n vleeslike manier. Die God se rus, en dit is waar ons as kinders van die Here ons gedagtes moet begin verander, ons hart verander, sodat jy kan verstaan, jy kort eintlik rus in jou siel. Jou siel is so groot, daai emosies wat jy ervaar, daai benoudhede, daai vrese, daai angste, is in jou siel gesetel. Die Here Jesus het vir ons geleer, alle booshede, en die oorsprong van die lewe, dit lees ons al reeds in die Ou Testament, oorsprong van die lewe is in die hart, daarom moet jy jou hart so mooi bewaar. Ja, loof die naam van die Here, lekker oggend vanoggend, het jy al 'n beker koffie, tee, wat jy ook al drink, ek het dan vanoggend vir my so weer 'n bietjie hot chocolate gemaak, hier so aan die dak Facebook beker, dis te heerlik die hot chocolate vanoggend. So nou en dan is 'n hot chocolate lekker, nou ja, oor die algemeen drink ek maar koffietjie, gou maar klein beker koffietjie in die oggend, en dis omtrent die extent van koffie vir die dag vir my. Nou ja, maar nietemin, ons is nog besig met Bybellees, ons trek al so mooi by Matteus 11, en ons gaan lees vanaf vers 1. Nou, ag moeder, my liefie, my poppie, sy is nog lekker snoesig in die bed.
Maar sy's wakker. Sy lê nog net lekker snoesig daar in die bed. Ag, dankie vir julle gebede. Ek wil ook net namens Waldo en Deborah sê baie dankie vir julle gebede. Mama is by die huis, klein Boetie is by die huis. Ag, ek weet jy of julle op die channel gesien het. Ons het gewonder hoe gaan klein Deva Ney. Muis, ons bynaam is Muis. Ek het haar Muis gedoop van kleins af. Muis. En gewonder hoe gaan sy reageer, maar toe sy haar Boetie sien, dit is asof jy vir haar sak chocolates gegee het. Sy is uit haar vel, en gisterand, ons het nou so nog so rukkie daar gekuier, en gehelp, en ouma het gehelp, en alles bietjie uitgesorteer, en die stof net bietjie gaan lê. Ek kan vir jou sê, jy kan nie naby Boetie kom nie, daai sussie beskerm haar Boetie. Hoekom jy so? Nee, moenie dit nie, hulle wil hom bad. Sy sê nie, hy moet nie gebad word nie. Ag, shame. Ek wonder of hy nie nou te klein vir haar lyk dat hulle lyk of hy hom gaan breek of iets nie. Ai, maar sy so lief vir Boetie. Baie dankie vir julle gebede en ek wil vra dat julle vir Deborah bly bid. Sy het so 'n bietjie 'n nadraai van die keiser wat sy gehad het, noodkeiser. Sy is gesond, maar sy het 'n enorme kopseer wat sy sê kom uit haar rug en hy naald wat haar indruk om te spuit. So asseblief bid ook vir haar. Dames, julle wat deur hierdie dinge gegaan het, julle sal weet wat dit is. So asseblief bid ook baie ernstig vir haar, dat die Here haar sal genees, want sy sê sy voel perdfris en gesond, haar kopseer is net iets ondraagliks. Maar dit kom so uit haar rug uit, so dit is nie net 'n gewone kopseer nie. So loof die naam van die Here, ons gaan voortgaan, ons gaan die Here vertrou vir genesing vir Deborah, en ook vir jou, as jy siek is, as jy enige kwale, krisis het by die huis, ons gaan eers saam bid, voordat ons oorgaan na die Bybel lees. Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir die liefde, genade, barmhartigheid en heerlikheid. Hoe wonderbaar is die heilige, heerlike naam. Vader, ek wil u net loof en prys en eer en verheerlik, want u is die God van hemel en aarde, wat leef van nou af tot in alle ewigheid. Baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het, om so mekaar te kan bemoedig, aan te kan moedig, te kan stig en te kan bou vanuit u woord uit. Vader, ons wil bid vandag vir Deborah in haar liggaam, terwyl sy nadraai het van die keiser, daai geweldige pyn wat sy in haar kopseer, wat uit haar rug uitkom, wil ons vra, Vader, dat u asseblief sal genees. Ons kan net u vertrou vir genesing. Ons kan nie na die medies toe hardloop nie. Ons kan nie na dokters toe hardloop nie. Ons moet eers by u kom uitsorteer. Ons moet ons hart voor u kom. En sy het gisterand net gesê, asseblief, papa, ouma, oupa, bid net vir my, asseblief. Dis al wat nou kan help, is genesing uit die hand van die Here. Hy het voorsien dat klein Wandrey gesond gebore word, die regte dokter, die regte tyd, en alles is gesond en so aan met babatjie, en ons wil vra, Vader, dat u asseblief vir Deborah sal genees, en nou ook sal herstel van ook die keiser wat sy wel gekry het. Ons wil u net loof en prys. Ons wil bid vir almal wat sieklik is, behoeftig is, Vader, dat u asseblief sal help in nood en in benoudheid. Ons loof u voor in Jesus. Amen. Ons gaan lees Matteus 11, en dit gaan hoofsaaklik, as ons kyk Matteus 11, vanaf vers 1 tot en met vers 19, gaan eintlik heeltyd oor Johannes die Doper. Nou, ek het 'n lied geskryf, rakende hierdie gedeelte, dit is vanaf vers 1 tot 19, en kom ons luister die lied, dit is ook ons nuutste lied op ons musieklys, so kom ons bid net lekker saam. Ons bid ook vir Alfred, wat môre moet gaan vir sy prosedure, dat die Here se hand ook daar sal wees, en dat hy ook sal leiding gee, en ook wysheid sal gee vir die wat hom moet behandel, en ook bid baie ernstig vir Lydia, vir hulle gesin, vir hulle situasie, dit is 'n geweldige druk op hulle op hierdie stadium, finansiëel en geestelik, so asseblief bid baie ernstig ook vir die van As, gesin en familie. Kom ons luister eers na die lied, dan gaan ons oorgaan na die skriflesing. Die pad na die koninkryk word oopgebreek, die mense gryp het met al hul krag. Vergifnis breek die pad oop, die mens gryp het deur bekering en doop, die mag van sondes verbreek, blydskap so groot, die weg oop deur Jesus Christus, verlosser, redder, middelaar, seun van God.
die pad oopgemaak, soos geprofeteer. Elia wat kom, Johannes die doper. Hy leef in die woestyn, eet spink aan 'n wilde heuning. Deur God geroep, geen teken het hy gedoen. Vergifnis breek die pad oop, die mens gryp dit, deur bekering en doop. Die mag van sondes verbreek, blydskap so groot, die weg oop deur Jesus Christus, verlosser, redder, middelaar, seun van God. Die grootste profeet deur die mens nie erken, hy het 'n duiwel, nie reg om sy skoen los te maak, om hom te doop nie, hy word meer ek manne. Vergifnis breek die pad oop, die mens gryp dit, deur bekering en doop. Die mag van sondes verbreek, blydskap so groot, die weg oop deur Jesus Christus, verlosser, redder, middelaar, seun van God. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Nie deur die mens erken, hy drink en eet te veel, vriend van sondaars om hul te red. Vergifnis breek die pad oop, die mens gryp het, deur bekering en doop. Die mag van sondes verbreek, blydskap so groot, die weg oop deur Jesus Christus, verlosser, redder, middelaar, seun van God. Loof die naam van die Here. Alles wat daar opgeteken is, wat jy nou gehoor het, so 'n bietjie is vanuit hierdie gedeelte, en soos wat ek gaan lees, gaan ek dit vir jy mooi verduidelik, hoe staan sake hierso, en hoe dinge te verstaan, wat die Here Jesus hier geuiter het, rondom Johannes die Doper. Nou ja, kom ons lees vanaf vers 1, Matteus 11, as jy jou Bybel byderhand het, asseblief lees saam met my. En toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disippels, om beveel aan sy 12 disippels te gee, het hy daarvandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Jesus, van Christus, en 2 van sy disippels gestuur, en vir hom gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. So dit is my net so mooi hoe die Here Jesus, en natuurlik dis 'n vervulling van profetiese woord vanuit die Ou Testament, hoe Jesus se bediening wel sal wees. En as ons hierso na kyk, onthou net hier het ook nog gegaan oor 'n fisiese blinde, 'n fisiese krepele, 'n fisiese melaatse, 'n fisiese dowe, 'n fisiese ensovoorts. Dit weet ons, maar ook wat baie belangrik is, dat die armes word die evangelie verkondig. Nie om hulle ryk te maak nie, want nêrens het die Here Jesus hulle beloof, wanneer ons as 'n arm persoon hom gaan aanneem, gaan ons ewe skielik hierdie finansiële oorvloed in ons lewe hê nie. Die Here help ons as sy kinders ook finansiëel, en dis wat hy sê, soek my koninkryk, gee jou lewe oor aan my, wat jy ook al hier nodig het. Ek weet jy het dit nodig, omdat net God weet jy het dit nodig. Al het jy honger vandag, God het jou nie verlaat nie, want as jy weergebore is, en sy gees is in jou, is Jesus Christus in jou, en die Here Jesus leer ons ook in Matteus 25, leer hy vir ons, dat as een van sy kinders honger en dors in die gevangenis is, ensovoorts behoeftig is, dan is hy saam met sy kind. Dis net sowel die Here Jesus en die Vader self het honger en dors ensovoorts ook op daai oomblik wanneer jy daai materiële tekort, siekte, pyn ensovoorts deurgaan. So as jy vandag in pyn en lyding is as sy kind en siekte, onthou net die Here Jesus Christus hy ook saam met jou. Dis net die medegelowiges, die medekinders van die Here se verpligting rus
op hom, sodat hy ook kan uitreik in sy hart, in sy gedagtes, in sy siel en in sy wese, na sy medebroers en susters toe. En daar waar hulle in die vlees ook kan help, waar ons kan help, met middele ensovoorts, moet ons dit doen. En ook, baie keer, en ek wil dit net vir u noem, ek meen, u is bewus daarvan in die bediening ook. Almal kan nie by almal uitkom in die vlees nie. Maar terwyl u ook help met u gebede, en vir u wat wel ook finansiëel kan bydra, en ons kan by mense uitkom, ons kan besoek, ons kan verligting bring, ook in daardie opsig, is dit so goed, jy was daar, want jou hart loop saam met ons, en ek gaan nou 'n bietjie daar uitkom, hoekom ek daar geskryf het, jou hart moet saam met daai persoon wees. Goed, kom ons gaan voort, want as jou hart nie saam met 'n persoon is nie, gaan jy nie omgee wat in sy lewe aangaan nie, is dit nie so nie. Mens gaan nie 'n omgee lewe hê en liefde nie. Liefde gaan net hier op die oppervlak wees, en dit gaan reëls op reëls, en gebod op gebod wees, maar as jou hart saam met iemand is, en dan gee jy nie om oor baie dinge nie, jy doen wat reg is, en liefdevol is, en regverdig is ook in daardie situasie. Maar kom ons gaan voort, En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê. So dit gaan oor Johannes die doper. Wat het julle uitgegaan om in die woestyn te sien? 'n Riet wat deur die wind beweeg word? So dis 'n vraag wat die Here vra. Het julle uitgegaan in die woestyn om 'n riet te sien wat deur die wind beweeg word? En ek het jare oor die saak gewonder. Toe besef ek op een oomblik. Hierdie riet, 'n riet, ek meen die wind hoef nie eens baie te waai nie. As sien jy beweeg hierdie riet, heen en weer. Goed. Nou sê Jesus vir hulle, het julle 'n riet gesien wat heen en weer beweeg word? Hy bedoel Johannes die doper is 'n riet wat heen en weer beweeg. Nou kom ons lees gou hier 'n skrif, baie interessante skrif, Efesiërs 4. Kom ons gaan soontoe. Ek gaan net die spesifieke vers kry. Ek dink nie ek het my saak opgestel om skrifte op die skerm te kry nie. Nee, ek het nog nie lekker daar gekry nie, maar nietemin. Kom ons lees Efesiërs 4. Ons lees, hierdie sin is eintlik baie lank, maar kom ons, die Efesiërs 4 gaan hoofsaaklik oor gawes, bedieninge, roepinge ensovoorts, en hoe ons standvastig daar moet wees, hoe ons mekaar moet opbou, hoe ons die heiliges, dit is al vanaf vers 12 af, kom ons lees vanaf vers 11, en ek gelees tot en met vers 15, so om die konteks te bou, net om hierdie gedeelte te verduidelik, dat Jesus sê, is Johannes hierdie riet wat deur die wind heen en weer beweeg word. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. En ons weet Johannes die doper was 'n profeet, ons gaan nou daarby uitkom. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So hier sien ons die primêre doel van gawes en bedieninge is sodat ons mekaar moet toerus om standvastig en onbeweeglik te wees. Want jy het 'n spesifieke roeping. En weer eens sê ek en my vrou, ons ek wil nou nie die woord verknies gebruik nie, want dan klink dit amper seker afbreekend, maar as al woorde wat ek nou in my gedagte kom. Ons staan nie stil by, is ek 'n profeet, is ek 'n apostel. Ons verstaan een ding, ons is diensknegte. Dis wat Paulus sê, ons verkondig onsself, ons as apostels verkondig onsself as diensknegte. So as jy 'n dienskneg is, gee nie om oor 'n titel nie, jy gee nie om oor status nie, jy gee nie om oor al hierdie fancy dinge wat die kerk mee besig is nie, want dienskneg is werk, en ek en my vrou verstaan werk in die evangelie, en ek glo, u verstaan dit ook so. So ons gaan nie, ons hou self nie op om te sê, okay, dis nou my spesifieke roeping nie, my roeping is dienskneg. Goed, en dit is, as jy dit kan verstaan, maak nie saak, wat se gawe jy bewuslik besef jy het nie, dit moet altyd in 'n gesindheid van 'n dienskneg uitgeleef en uitgedra word. Kom ons lees vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees, nie soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van mense, deur sluiheid om listigheid tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik
Christus. So hier sien ons, as jy standvastig is, as jy opgebou is, in liefde, die waarheid betrag, die waarheid oordink, want as mense wat in sleet met bedreerye kom, en dit is waar ons as kinders van die Here heen en weer geslinger word. Ons is nie standvastig nie. Die ou se lering kom verby, die ou se opinie kom verby, selfs wêreldse mense se opinies kom verby, dan word ons heen en weer geslinger. Nou kom ons kyk na Johannes die Doper se lewe. Hy was standvastig. Hy was nie deur die wind heen en weer geslinger. Hy het sy roeping en verkiesing vasgemaak. Hy het hom nie gesteer aan die vervolging nie, hy het hom nie gesteer aan wat mense om hom sê nie, net soos die Here Jesus. Die oomblik as jy begin steur aan mense, dan wyk jy van die waarheid af weg. Dan net, jy moet liefdevol wees, jy moet bedagsaam wees, jy moet altyd die een hoër ag as die ander ensovoorts. Maar hulle opinie mag nie jou geestelike lewe beïnvloed nie. Maak nie saak wat hulle doen of sê nie. En dit is wanneer 'n mens standvastig en onbeweeglik is. Dis wat die woord ons leer. Nou Johannes die Doper was so 'n standvastige profeet. As hy nie so standvastig was nie, sou hy nie die roeping kon uitgeleef het wat God hom voor geroep het. Hy het in die woestyne gelewe, daar het hy sprinkaan en wille heuning geëet. Dit lees ons op ander plekke in die skrif. So hy het bare bottom gelewe, hy het armsalig gelewe. En as jy in die woestyn gebly het, met daai het jy 10 teen 1 in een of ander grot of gat of iets gebly. In 'n gat gebly elders of in 'n grot gebly elders. En dit was sy lewe gewees. En hy was so gehoorsaam, soos Elia. As ons nou net dink aan Elia ook. En dis hoekom hy die vervulling is ook van Elia. As ons kyk na die lewe daarvan. Dit was mense wat hulle lewe totaal, hulle rig. Die wêreld het hulle nie kon beïnvloed. Nie die bells en die whistles van hierdie wêreld nie. En dis hoekom Jesus sê, is hierdie 'n riet wat heen en weer beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? Kom ons lees verder, is baie opgewonde. Hy sê, maar, wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Man met sagte klere aan? Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van konings. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Profeet, ja, sê ek vir julle, ook baie meer as 'n profeet. So Johannes was 'n profeet, maar die Here Jesus se getuienis rondom Johannes die Doper. Hy was baie meer as 'n profeet. Wow. Dit wys vir jou, hy was nie die riet, wat deur almal se opinies en vrees en benoudhede en dreigemente en ek weet beskimpinge, hy het hom nie daarin gesteer nie, want hy het 'n roeping van God gehad, wat hy wel in liefde en in sagmoedigheid uitgeleef het. Ons dink altyd dit was hierdie harde, ongenadiglike tipe persoon. Omdat net Jesus was sagmoedig, hy sê leer van my. En Jesus het ook effektief in sy bedieningstydperk soos 'n boemelaar gelewe, want hy het ook nie huis gehad nie, hy het nie heenkome gehad nie. As iemand nie vir hom huisvesting gegee het nie, dan het hy in die veld geslaap. Paulus het dieselfde ontberinge deurgegaan. So en tog in hulle hart was daar 'n geweldige liefde om uit te reik, en hulle het hulle lewe prys gegee om die koninkryk van God te verkondig, sodat siele gered kan word. Dit is die ultimate van liefde. Daar is nie 'n groter liefde nie. Ek meen die Here Jesus is duidelik daaroor, en dis ook maar net logies. As jy jou lewe gee sodat ander kan lewe, daar is nie 'n groter liefde as dit. Is dit nie so nie? Daarom Johannes die Doper is baie meer as 'n profeet. Goed. En dis ook min mense sê ek is die roeping van Johannes die Doper. Baie mense verwys na Elia in die sin van die vuur wat hy die hemel laat neerdaal het. Maar nou lees ons op 'n plek waar Jakobus en Johannes, toe hulle Jesus verwerp het, haal hulle ook nog al die skrif aan. En dit is hoe Satan is, dit is hoe brutaal die duiwel is. As ons nog onder die invloed van Satan is, dan doen ons sy wil. En ons kan selfs die Bybel aanhaal om ons opinie te regverdig. En Johannes en Jakobus sê, Here, kan ons nie vuur uit die hemel laat neerdaal om hierdie stad te verteer soos wat Elia gedoen het nie? Nou haal hulle sommer uit die Ou Testament om hierdie mense te vernietig. En die Here Jesus sê vir hulle, julle weet nie uit wat se gees is julle nie. Ek het nie gekom om die mense lewe te verderf nie, maar om dit te red. So ja, as ons nie ons lewe daar so inrig om lewens te red nie, en gedurig besig raak met die wiel sal draai en elke hond kry sy dag en
God sal jou oordeel en daai tipe van goeders, dan weet ons nie wat se gees ons is. Dis nie die gees van liefde nie, dit is glad nie die gees van liefde. Goed, kom ons gaan voort. Want dit is hy van wie daar geskrywe is. Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Dit is op daai oomblik, né, want siele kon nog nie die hemel toe gegaan. En weet jy wat sy ergste van alles? Johannes die Doper was ook vir 'n oomblik in die hel gewees, totdat Jesus natuurlik gesterf het en hom ook saam met die ander heiliges uitgelei het. Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en die bestormers gryp dit met geweld, want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Nou ek wil net gou so 'n bietjie hierso verduidelik hierdie hemele bestormers. Met ander woorde, daar word 'n pad oopgebreek. Daar is 'n pad en Johannes die Doper het begin om met die pad oop te breek. Nou in die Ou Testamentiese tyd, in die vroeëre jare in die oorloë en daai tipe van goeders. Die soldate tot en met dit eintlik al begin by die Grieke, maar die Romeine het dit nou al amptelik ingestel. Hulle het 'n salaris gekry. Nou, en salaris kom letterlik van die woord af sout. So hulle het sout as in die begin het hulle sout as salaris gekry. So waardevol was sout gewees, maar toe uiteindelik het dit oorgeskakel na fisiese geldstelsel toe. Nou dit is waar salaris vandaan kom, maar oor die algemeen het soldate nie salaris gekry nie. Hulle het nie 'n pay gekry nie. Hulle het nie 'n soldij gekry nie. Eers met die Romeinse koninkryk het dit werklik waar amptelik begin inkom. Nou wat gebruik het, dis hoekom daar's baie keer sulke mense, soldate gemotiveerd was om 'n spesifieke land of stad in te neem. Want nou gaan hulle om daai stad te beleer, om daai stad in te neem. En whatever, as hulle die stad ingeneem het, whatever hulle daar in die hande kan kry, as byt, goed, kan hulle vir hulle self vat, of dit nou 'n staaf goud is, of dit nou geld is, so hulle het met alle krag en geweld, as daai deure geval het, so hulle het hom bestorm, hulle het 'n pad oopgebreek tot op daardie punt toe, en dan wat ook al daar is, dit was hulle pay, dit was hulle beloning gewees. En natuurlik in die proses kon hulle mekaar ook doodgemaak het, as jou mede-soldaat meer het as jy, en jy wil sy besittings hê, sy byt wat hy gekry het, kan jy hom sommer gou ook daar op die gevegsfront doodmaak, om sy byt te kry. So dit is hoe soldate ook baie keer mekaar ook doodgemaak het, en teen mekaar gedraai het. Goed, so dit is hoe dit gewerk het. Nou gebruik die Here Jesus hierdie vergelyking rondom die koninkryk van God. Nou, toe kom Johannes die Doper het gekom met 'n spesifieke boodskap, en wat was daai boodskap gewees? Kom ons lees gou hierso in Lukas 1. Dit is nou rondom toe Johannes die Doper gebore is ensovoorts, en toe Sagaria sy pa hierdie lofsang aangehef, en ek wil net vir ons so 'n paar verse hierso lees rondom die roeping van Johannes die Doper. Hoe het hy hierdie pad oopgebreek, en toe hierdie pad oopgebreek is, toe kom die bestormers, toe kom die mense, en hulle gryp die koninkryk met geweld, en hoe het hulle dit met geweld gegryp? Ons gaan dit nou deurpraat. En jy, kindjie, sal die profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan, om sy weë reg te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee, en die vergifnis van hulle sondes, deur die barmhartigheid van ons God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het. Dit is nou Lukas 1 vers 76 tot 78. So hierso stuur ons, en natuurlik vers 80, lees ons daarso hoe hy in die woestyne geleef het tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Dis hoekom in die lied praat daarvan ook uit in die woestyn gebly, sê die skrif bevestig dit. Nou wat het hy gekom? Hy het die kennis van saligheid aan die volk tot vergifnis van sondes kom bring. En die Here Jesus sê, hierdie is baie meer as 'n profeet. Want hy het iets kom verkondig wat in die Ou Testament onbekend was. Jy kan ewe skielik vergifnis van sondes kry, van so 'n aard dat jy die koninkryk van God kan ingaan. En wat was sy primêre prediking? Die praktiese gevolg
of toepassing van sy roeping wat oor hom geprofeteer is. Dit lees ons nou hierso in Markus 1, jy kan lees vanaf vers 1 af, ek gaan lees net vers 4 en 5 lees, want vanaf vers 1 en 2 praat van hoe hy kom ons lees vanaf vers 1 af, Markus 1 vanaf vers 1 tot 5. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, soos geskrywe is in die profete. So hier sê hy, waar is die begin van die evangelie van Jesus Christus? Waar het dit begin? Goed, nou verduidelik hy vir ons waar die bediening, die koninkryk van God, die werkinge wat Jesus Christus kom openbaar het, dit wat hy kom verkondig het, dit wat hy kom vir ons nalaat het, waar het dit begin? Ok, die begin van die evangelie van Jesus, soos geskrywe is in die profete, kyk, ek stuur my boodskapper voor die aangesig wat die pad vir u sal regmaak. Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paai reguit. So Jesus se bediening het begin by Johannes die Doper wat begin die pad regmaak. En hoe het hy dit begin regmaak? Deur die kennis van vergifnis van sondes aan die mens te verkondig. Want alleenlik vergifnis kan jy uit die hel uit kry. En dis hoekom Jesus hy gesê het dat Johannes die Doper is die grootste profeet, want hy die eerste keer 'n boodskap kom verkondig wat jy uit die hel uit kan kry. Goed. Ja, vers 4, Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van die bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe en almal is deur hom gedoop in die Jordaan met belydenis van hulle sondes. So as jy bekeer het en het jou sondes bely, dit is wat hy sê, dit is hoe jy vergifnis van sondes kry, alleenlik deur die bekering en belydenis van jou sondes. En soos wat mense dit gedoen het Johannes die Doper hulle gedoop, maar die Fariseërs en die Sadduseërs wat op 'n stadium na toe gekom het die godsdienstige leiers wou net gedoop word, om die toorn wat aankom is te ontvlug, en dis wat ons presies in ons Christelike kerk kry. Hoeveel is werklik waar het hulle harte vir die Here gegee, is werklik waar weergebore, het werklik waar hulle lewe met die Here reggemaak. Deesdae word daar net gepreek kom doop, sodat jy kan hemel toe gaan. As 'n mens daai mentaliteit het, as 'n mens daardie denke het, het jy presies dieselfde denke as die Fariseërs en die godsdienstige skynheilige leiers van die Ou Testament. Nou Johannes die Doper het natuurlik geweier om hulle te doop, en hy het vir hulle gesê, hierso in Matteus 3, kom ons lees net hierdie paar verse, Matteus 3 vanaf vers 6 tot en met vers 8. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. So hier sien ons, voordat jy jouself gaan laat doop het, moes jy sonde bely het, jy moes jou ingrypend bekeer het. So dit het hand aan hand gegaan. Mense word net gedoop. En hoe kan 'n babatjie sy sondes bely? Dis onmoontlik. Hoe weet 'n klein kind van sondes? Dis onmoontlik. Goed. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug van die toorn wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Wat is addergeslag? Satan se geslag. So as 'n mens voel die doop is jou bekering, en jy moet nou gedoop word, en baie mense, omdat hy klaar gedoop is, rus op sy laurere, ek is gedoop, ek kan lewe soos ek wil, ek gaan hemel toe. Maar nou sê hy gaan dra die vrug wat by die bekering pas. Dra die vrug wat by die bekering, omdat meeste mense hulle eintlik nie eens bekeer nie, of hulle sê hulle het hulle self bekeer, en toe gedoop is, maar daar was nooit 'n hartsbesnydenis nie, want ons kan God nie 'n rad voor die oë draai nie. Ons kan God nie bedrieg nie. Hy sien of jy dit werklik waar bedoel het of nie. Nou voel ons nie, nou is ons reg, want ek het 'n gebed agter iemand aangesê, of ek het dit nou maar net gedoen, sodat daai persoon my gedoop het. En ek wil net gou vir iets sê. As ek vir iemand sal vertel, 'n gelowige en ek wil nou graag gedoop word. Ek hoor nou die doop, en ek hoor nou al hierdie valse leringe rondom die doop, en ek neem dit aan as ek gedoop is my saak nou, okay? En ek sê vir 'n prediker, of 'n bedienaar, en baie keer sal God dit nie eens openbaar nie. Ek het my bekeer, en daarom moet ek gedoop word. En hy persoon gaan goedsmoeds en hy gaan doop jou, want hy neem aan jou getuienis is waar. As jy dit nie van harte gedoen het nie, en jou lewe is nog dieselfde, voor
na jou bekering soos voor dit, het jy vir God gelieg. Dis soos Ananias en Safira wat vir die gees van die Here gelieg het. Dit kom uit, dis die addergeslag. So maak dit in jou hart vandag vas. Het jy werklik waar jou hart vir die Here gegee voor jy gedoop is? Of het jy dit maar net gedoen omdat jy dit gehoor het, dit is hoe dit werk? Anderste. En dan het God sê op een plek, hy sê as ons verdraaid is, sal hy hom ook verdraaid aan ons openbaar maak. So God gaan nie altyd vir die prediker of bedienaar of wie ook al wat jou gedoop het, wys jy het dit bedoel of jy het dit nie bedoel nie. Jy staan voor God. En jy moet besluit, is jy deel van die addergeslag? Wat lieg en bedrieg en voel, wel, ek moet nou net gedoop word as my saak, okay? Want die vrug na jou doop, die kernvrug, wys nie dit wat jy bely nie. En dit is wat hier gewaarsku word. Dit is wat Johannes die Doper hier besef het. En dis hoekom Jesus gesê het, hy is nie 'n riet wat heen en weer beweeg word nie. Hy was standvastig. Hy het gesien, hierdie ouens kom net om gedoop te word. God het dit wel aan hom geopenbaar. En hy het verstaan daar met 'n bekering plaasvind. Sonder belydenis. Anders dan gaan doop ek jou nie. Jy gaan nie net kom om gedoop te word. So as ons kyk na dit alleen, dan kan ek vir julle sê, bykans amper 100% van hulle wat in die Christelike wêreld gedoop is, val eintlik in hierdie kategorie. En dis eintlik skrikwekkend. Nou troos die mense hulle self daaraan, ek is gedoop, ek is alright. Jy is nie alright nie. Is daar 'n vrug wat by daai bekering pas? En as jy dit van harte bedoel het nie, beteken dit jy het nie die gees van die Here ontvang nie. So nou probeer jy uit jou eie krag godvrugtig lewe. En dit gaan ook nie werk. So maak dit in jou eie hart uit. Nou sê Jesus, hy is Elia wat sou kom. Nou in die Ou Testament is daar geprofeteer dat Elia gaan eers kom. Nou wanneer ons kyk en dit is 'n groot debat, het hulle vir Johannes die Doper gevra. Hulle het nou natuurlik afgevaardiges daar na Johannes die Doper toe gestuur. En dit my net altyd getref om te dink, Johannes die Doper was eintlik hierdie boemelaar gewees. Hy kom by die woestyn uit en daai jare was daar baie profete gewees, baie mense wat hulle self ook aangestel het as profete, wat ook nie deur God gestuur was nie. So daar was baie soortgelyke profete soos Johannes die Doper. Maar natuurlik Johannes was deur God geroep, daarom het sy bediening 'n impak gehad, sy lewe het 'n impak gehad. Nou ja, so gering as wat hy was in die vlees, het dit tot die Fariseërs in hulle binnekring, in hulle hoofkantoor, as ek dit so kan stel, bereik. En sy boodskap was so ernstig, dat het hulle bekommerd gemaak het. Hoorie so, en dis ook hulle gedink, okay, kom ons laat ons doop, want hulle het iets gehoor van 'n doop. En hulle het ook na Johannes die Doper toe gestuur. Wie is u? En hy het ontken toe hulle hom gevra het, is u die profeet? Of is u die Christus? Toe het hy dit ontken. Al wat Johannes die Doper geweet het, is hy met die pad reguit gemaak. Hy het nie omgegee, is hy nou die vervulling van Elia, of nie die vervulling van Elia, ensovoorts nie. As God nie dit aan hom geopenbaar het, dat hy die vervulling is van Elia nie, het hy gesê, nee, ek is nie, so God het dit nie aan hom geopenbaar nie. Wat God aan hom geopenbaar het, is, hy moet hierdie pad reguit maak. Hy moet bekering en vergifnis en sonder belydenis verkondig. Dis wat sy roeping was. Maar Jesus getuig en sê, dit is die geprofeteerde Elia wat sou kom. Nie dat Elia uit die hemel uit teruggekom met aarde toe nie, dis met dieselfde gees. Want in die Ou Testament, wanneer God iets wou gedoen het in die bediening van Elia, het sy gees dit gedoen. In die krag, en die doel van Elia se bediening, die oorhoofste doel, was ook om die mense te bekeer weg van die baals wat hulle aanbid het. Nou as ons kyk na Johannes die Doper se bediening, oorhoofs is dit presies dieselfde. In die gees en in die krag van God het hy gegaan om die harte van die vaders na die kinders toe terug te bring en die kinders na die vader. Wat beteken dit? Dat daar bekering, verlossing, bevryding moet plaasvind. Hoekom Johannes die Doper se bediening selfs groter is as die van Elia? Want uit Johannes die Doper se bediening het Jesus se bediening gevloei wat die siel kan losmaak sodat elke siel kon hemel toe gaan. En selfs in Elia sou hulle bekeer van al hulle baals, sou hulle in elk geval nog steeds hulle siel hel toe gegaan het.
En daarom was Johannes die Doper se bediening, se roeping, die grootste bediening van die begin van die sondeval af. Daar is nie 'n bedienaar in die vlees wat sy roeping groter was as Johannes die Doper nie. Nou, dis hoekom mense wil stilstaan by sekere Ou Testamentiese persone of figure, omdat hulle sekere uiterlike dinge verlang. Maar nou kom Johannes die Doper en hy verkondig 'n prediking van die hart. En die woord sê vir ons in Johannes 10 vers 41, hy het geen wonders en geen tekens gedoen nie. En tog was hy die grootste profeet. En hang ons nie maklik as iemand nou volgens ons, en volgens baie keer 'n valse getuienis, mense sê ek het hierdie wonderwerk en hierdie persoon profeteer sis en hy profeteer so, en hulle kan getuig van hierdie wonderwerke. Wow, hierdie ou moet van die Here af wees. Johannes die Doper het geen wonderwerke gedoen nie, hy was die grootste profeet geweest. Jesus het wonderwerke gedoen, die apostels het wonderwerke gedoen, so ek sê nie wonderwerke as jy dit doen is jy vals nie. Maar ons moet nigter wees en ons moet waaksaam wees om nie net agter dinge aan te loop nie. En dit is wat ons moet doen om mekaar te bemoedig en te bou en te leer en op te rig en te stig sodat ons kom tot die volle kennis van die Here Jesus Christus om nie deur hierdie valse wonders en tekens heen en weer geslinger te word nie. Ek bid ook vir wonderwerke. Partykeer gebeur dit, partykeer gebeur dit nie. Ek berus by die wil van God. Maar om goed te gaan forceer en te sê, daai ou, as hy vir jou profeteer, man as hy vir jou bid, is asof die krag in die mens is. Krag is nie in my nie, die krag is in God. Ek het in my hart genoeg geloof in God om dit te kan doen. Maar as dit nie sy wil is nie, gaan hy dit nie doen nie, en ek kan dit nie van hom af forceer en sê, kom na my toe, ek sal vir jou woord van God gee, en ek sal vir jou bid, en jy sal gesond word nie. Ek mag dit nie doen nie. Ek moet 'n dienaar wees, ek moet by God gaan hoor, is die saak so, ons kan net voor hom pleit, en hom aanroep, en as dit sy wil is, sal hy dit bewerkstellig. En dit is wat ons moet verstaan, maar ons verstaan nie eers om ons rig teen die wêreld te draai nie. Ons verstaan dit nie eers om die vrug van die bekering op te lewer nie. Dan wil ons skeieregter wees rondom die wil van God. Dan wil ons maklik uitlatings maak. Dis die wil van God, dis die wil van God. Hoe weet jy dit? Ons het partykeer nie 'n behoorlike verhouding nie. Ons kan nie eens die wêreld af lê nie. Dan wil ons aanspraak maak op die wil van God. Goed. Ons lees gou die laaste paar verse klaar. Maar waarmee sal hierdie geslag vergelyk word? Dit is net soos kindertjies wat op die markte sit en na hul maats roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie getreur nie. So hierso kom die Here Jesus en hy praat en hy maak 'n fisiese vergelyking. Ek meen, obviously is daar musiek en goed, as daar gaan ons iets gebeur, mense gaan reageer. As daar geween word, mense gaan reageer. En die Here Jesus sê, julle reageer nie eers. Julle het nie eens op Johannes die Doper se bediening gereageer nie. Goed? Want Johannes het gekom en nie geëet en gedrink nie, en hulle sê, hy het 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom, hy eet en hy drink, en hulle sê, daar is 'n vraat en 'n wynsuiper, en wat te veel eet en te veel drink, né? 'n vriend van tollenaars en sondaars, maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders. So as jy sy kind word die wysheid van God geopenbaar, en so word God ook geregverdig, soos wanneer ons sy kinders word. En elke kind van hom openbaar die geregtigheid van God. Nou ja, hierso kan ons uit sien, maak nie saak hoe jy jou lewe inrig nie. As jy standvastig en onbeweeglik is, sal iemand een of ander valse ding teen jou gooi. En dit is waar jou geloof, jou verhouding van God jou moet sterk hou en laat staan dat jy nie soos 'n riet heen en weer beweeg word. Is dit nie amazing om bemoediging so te kry vanuit die lewe van Johannes die Doper en so ook uit die lewe van die Here Jesus Christus? Hulle sê hy's 'n wynsuiper en 'n vraat, omdat hy net geëet en gedrink het. Natuurlik, ons weet, daar's leringe wat hierdie saak heeltemal uit verband uittrek, om hulle self te regverdig om te drink. Nou ja, dis nie wat die woord sê nie. En Jesus was by die tollenaars en die sondaars, hoekom? Om saam met hulle te partytjie, want dit is natuurlik die aanname. So jy gaan kuier by die sondaar, en ons weet, daai jare, die wyn was in oorvloed. Wyn was so normaal in huise soos water. En by gesellighede, mense was dronk, en Jesus was by daai partytjies. Hy was nie by elke een, en by van hulle waar hy die
woord moes uitgedra het. Hy was hier heen en weer beweeg deur hulle goddeloosheid en besluit, hy gaan ook nou saam met hulle drink om die oomblik te geniet en te partykeer goed is nie. Hy was daar vir een doel, en dit is om die koninkryk van God, die lig daar te wees. Ja, so as jy my vra, mag ek partytjie toe gaan? Hoekom gaan jy so toe? Geniet jy die musiek, geniet jy die geselligheid, die wêreldse gesprekke? Is dit hoekom jy daar is? Gaan jy net om gesien te word, om nie deur later te sê word, jy is liefdeloos, omdat jy nie na die familiepartytjie toe gegaan het, of wat ook al nie? Maak dit in jou hart uit. As jy gaan om die lig te wees, gaan na elke partytjie toe waar jy uitgenooi word. As jy gaan om te geniet in die vlees, bly weg by elkeen. Anders is jou operasie, is dit jou doel daarvan, doelloos. So ek hoop jy kan dit so verstaan, en ek glo en vertrou jy kan dit so verstaan. Ek gaan hierby afsluit, ek gaan hierby volstaan, as dit die wil van die Here is. My vrou gaan van môre, van vers 20 af, gaan sy vir ons lekker daar so deurlees, en ons gaan saam met haar gesels, saam met haar kuier, by haar Bybelleesprogram môreoggend. Baie dankie vir julle liefde en omgee, en ek gaan afsluit met 'n lied. Dit is eintlik iets van ons vorige hoofstuk, en ek wil hê julle moet ook mooi daarna kyk, en dit in julle harte ook so die naam van die Here verheerlik. So ek gaan die Afrikaanse ene speel, en dan gaan ek ook die Engelse weergawe van hom speel, maar dit kom al reeds uit ons vorige hoofstuk, net as 'n reminder wat ons in die vorige hoofstuk gelees het. Lekker dag vir julle, lief vir julle, bye bye. Gaan het goed? Gaan in? Vrede vir die huis, vrede vir die stad, so skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie, God gee wyse woorde, die Gees wat spreek, gaan vat nie geld, klere en staf, die arbeider is sy loon werd, so skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie, God gee wyse woorde, die Gees wat spreek, vervolg gehaat, vlug gaan voort volhard, tot die einde, so skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie, God gee wyse woorde, die Gees wat spreek, alles openbaar, kom aan die lig, vrees om wat die siel red, julle is meer werd as mossies, God sorg voorsien, so skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie, God gee wyse woorde, die Gees wat spreek, so skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie, God gee wyse woorde, die Gees wat spreek, so skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie, God gee wyse woorde, die Gees wat spreek. Are you well? You may enter, peace for the house, peace for the city, like sheep among wolves, be careful, sincere, don't be afraid, God gives wisdom, the Spirit who speaks. Go! Do not take money, clothes and staff, the laborer is worthy of his wages, like sheep among wolves. Be careful, sincere, don't be afraid, God gives wisdom, the Spirit who speaks. Persecuted, hated, flee, continue, endure to the end. Like sheep among wolves, be careful, sincere, don't be afraid, God gives wisdom, the Spirit who speaks. All things revealed come to light, fear Him who saves the soul. You are of more value than sparrows, God cares, provides, like sheep among wolves. Be careful, sincere, don't be afraid, God gives wisdom, the Spirit who speaks. Like sheep among wolves, be careful, sincere, don't be afraid, God
gives wisdom, the Spirit who speaks. La 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 la. Like sheep among wolves, be careful, sincere. Don't be afraid, God gives wisdom, the Spirit who speaks.